Pieter, jy's vars uit jou aanbieding hier op die tweede dag van GOSA. Ons fokus op 'n nuwe graangenerasie en as futurist en innovasieman het jy vandag die tegnologie aangeraak. Deel 'n bietjie meer oor jou boodskap vandag. Ek het kortliks net vinnig gepraat oor die megatendense wat ons wêreld gaan verander en daarna gesê al hierdie megatendense is amper inflasionêr. Maar daar's een aspek van ons wêreld, dis tegnologie wat deflasionêr is. So die gebruik van tegnologie is geweldig belangrik en ons kan nie eintlik enigiets doen aan die megatendense van die wêreld nie, maar ons kan iets doen om tegnologie te ontsluit as individue, as maatskappye, as 'n land om meer produktief te raak. En ek het toe na 'n hele paar interessante tegnologieë gaan kyk in die waardeketting vanaf draagbare spektrometers waar jy kan kyk na die voginhoud van jou graan op die land om te kyk is dit tyd om te oes of nie. Ons het die vermoë waar jy waarde kan ontsluit deur alles aan mekaar te verbind. Die Starlink-stelsel gee die boer ongelooflike geleenthede, sowel as die persoon binne in die graanwaardeketting om alles aan mekaar te koppel. En dan natuurlik die impak van kunsmatige intelligensie. Ons sien dat kunsmatige intelligensie alreeds onsigbaar raak en op plekke inkom wat ons nie besef nie. Soos op jou foon. As jy jou foon oopmaak en jy gaan na jou foto's toe en sê vir gee vir my al die foto's van 'n kar, dan is die produk van kunsmatige intelligensie daai resultaat dat hy die karre vir jou wys op jou foto's. Net so kan ons dit byvoorbeeld op ons kameras intrek. So kan jy die sekuriteit by silo's verbeter deur die AI key van Ubiquiti te gebruik. Dit is 'n kostelose produk na jy hom aangekoop het en dan gebruik hy kunsmatige intelligensie om beelde te ontleed, binne 'n taal te verskuif en jy kan dan eenvoudig vra in 'n Engelse taal, jy kan selfs na Afrikaans doen en vertaal en sê wys my al die persone wat 'n rooi caps aangehad het. Wys my die persone wat nie hulle veiligheidstoerusting dra nie. Hoeveel keer het hierdie voertuig ingekom by hierdie hek. Ongelooflike tegnologie en dis ingebou binne in die eindproduk. Ons het ook gepraat oor taalmodelle en 'n paar van die taalmodelle wat baie belangrik was. Een van die taalmodelle se uitkomste is Gemini waaroor ek gepraat het. Nou Gemini is Google se taalmodel, maar boop dit het hulle 'n applikasie gebou met die naam Notebook LM. Wonderlike applikasie vir raadslede, vir mense wat navorsing doen, vir opleiding, want jy kan letterlik 'n klomp dokumente intrek of openbare dokumente of as jy die Pro pakket het wat dan dit konfidensieel hou jou interne dokumente en jy kan dan vra op al daai dokumente vra en onmiddellik inligting daarop kry. So is verskriklik maklik om inligting wat jy baie hard voorsoek vinnig te onttrek. Maar Notebook LM is berig daarvoor of bekend daarvoor dat jy die taalmodelle dat jy dokumente kan intrek en dit in enige ander formaat kan omskep in 'n podcast in Afrikaans, in 'n aanbieding in Afrikaans, in 'n video, in 'n navorsingsverslag. So die vermoë om baie produktief te wees, om inligting bymekaar te maak, inligting daarop te doen, dit te versprei aan die organisasie is letterlik so maklik soos val uit 'n boom uit. En van die praktiese goed wat ek op hierdie kongres gedoen het is ek het 15 minute voor die tyd gedoen, 'n aanbieding geskep, 'n podcast geskep, 'n video geskep en dit via WhatsApp aan die kursusgangers versprei. So as daar enigiemand na hierdie video kyk, vra net iemand wat hier was en hy sal dit vir jou aanstuur. Jou laaste opmerking in jou aanbieding het gegaan oor die vrees vir die gebruik van tegnologie. Nee, ons het in gister se aanbiedings het ons ook weer 'n keer is die kongresgangers herinner daaraan dat dit nie net die nuwe generasie is wat hierdie nuwe tegnologie moet omhels nie, nee, dat almal wat nog steeds selfs die senior leierskap, nee, moet hulle self oopmaak daarvoor. Die vrees vir die gebruik van tegnologie. Wat was jou slotopmerking daaroor, jou raad? Kyk, die belangrike ding is om te verstaan hoe die taalmodelle werk en ek het juist die besluit geneem, eerder as om oor die wonderlike goed te praat wat tegnologie doen, om eerder die vrees weg te vat en om dan later, na die tyd vir hulle die voordele daarvan te stuur op hulle fone. En ek het 'n goeie 5 na 10 minute gebruik om te verduidelik dat taalmodelle maar net 'n wiskundige manier is om die woorde wat ons gebruik aan mekaar te belyn met iets wat ons tokens noem. Ek weet nog nie wat die Afrikaans is nie, maar deur wiskundig na tokens te kyk wat woorde reflekteer en om dan die betekenis tussen hulle vas te vang in 'n wiskundige formaat,
is die fondasie van ons taalmodelle. En as ons dan aan 'n taalmodel 'n klomp inligting stuur, dan dink ons dis woorde, maar eintlik is dit 'n klomp digitale waardes of nommers of tokens wat die model kry en hy gee vir ons antwoorde as hierdie klomp tokens. En ons lees dit as woorde. Ons moet besef dat kunsmatige intelligensie nie dink soos wat ons dink nie. Dit kan net 'n patroonherkenning doen as dit daarop geleer het. Maar dit kan nie patroonherkenning doen op iets wat dit nie geleer het nie. En dis wat ons as mense ongelooflik goed is mee. Ons kan na twee dinge kyk en bymekaar bring en iets daaruit skep. Taalmodelle en kunsmatige intelligensie kan dit nie doen nie. Dit kan net reflekteer wat iemand anders al in die verlede gedoen het. En daarom moet ons nie bang wees vir die tegnologie nie. Dit kan ons baie meer produktief maak. En soos in my stelling genoem is, sê maar 40% van jou dagtaak kan oorgeneem word deur hierdie agente. Dan sal 60% wat hy nie kan oorneem nie. Ja. En dit is die wat al hoe meer belangrik en meer waardevol word. En ek dink dis waarop ons moet fokus. Kom ons gebruik dit om meer produktief te raak en dan gebruik ons beskikbare tyd om dinge te doen wat 'n rekenaar nie kan doen nie. Kragtige boodskap daar. Baie dankie Pieter. My plesier.